hoop die Facebook werk. Hy maak so 'n sirkeltjie en ek weet nie hoekom maak hy so nie. Daar is ons daarom live. Ja nee, ons is live. Goed, welkom hierso by die live. Ons is live saam met Okkie en Leni, coaching vriende van ons. Ja, Okkie en Leni, 2,5 jaar al karnivoor, nee Leni? Dis reg, ja. Ek is so dankbaar dat ons weer met mekaar kan praat en Okkie en Leni het al seker, ek dink ons derde gesprek, Leni, is dit nie? Ek dink so. Ja. En ek wil regtig vir julle dankie sê dat julle weer ingestem het om met ons te praat, want julle getuienis is so 'n sterk ene. En ook op die bootcamps, op die Carnivore en Ketovore coaching bootcamps, jy weet, wat julle ook altyd so getuig, en so ons waardeer julle, en ja, julle, vir die mense wat julle nou nie ken nie, julle gaan nou vir Okkie en Leni leer ken. Ek is nou met hulle live hierso op Facebook en TikTok, julle kan hulle nou nie sien nie, maar ek is op WhatsApp call met hulle, en ons gaan nou lekker praat oor hulle carnivore ervaring, en ook bietjie wat hulle doen, hulle sendelinge, en dit is baie interessant om altyd hulle getuienisse te hoor, en ook wat het hulle al met die carnivore reg gekry, en hoekom doen hulle carnivore. Leni, as jy en Okkie bietjie kan praat en julle self sommer voorstel, dit sal sommer gaaf wees vir die mense wat dalk nou inluister en so. Goed, goeienaand almal. Ek gaan begin. Ek gaan die meeste van die praatwerk ook doen, want ek kan nie so lekker vannacht praat. Oké, kan jy self nog doen? Ja, ek is Okkie Koetser. Ek is 73 jaar oud. En ek is 50 jaar met Leni getroud. 50 jaar? Okkie, is julle 50 jaar nou getroud? Ja. Jette, nee, baie geluk man. Dankie, ja. Dit is ook met die Here se seën en blessings, hè? Ja, wonderlik. Dit is 'n groot getuienis. Ja, ons het 'n seun en 2 dogters, en ons het 6 klein seentjies, klein kinders, seentjies, en ons het 'n dogtertjie gehad, maar sy is oorlede amper 3 jaar gelede, maar ja, so ons is baie geseënd. Ja, dit is so, Leni. Ja, ag, dit is baie hartseer van julle kleindogter, maar 6 pragtige klein seuns, né? Ja. Ja, hulle lewendig en gesond. Nou ja, ek is Leni. Ek is so kort koppie jonger as Okkie. Ek is 70, word oor 'n paar maande 71. En ja, ons is nou al vir 'n jaar en 'n half hier in Vredendal in die Wes-Kaap. Ons het 10 jaar voor ons nou hiernatoe gekom het ons gewerk in Namakwaland, naby Bitterfontein. Nou dis ook die N7 op pad noorde toe na Namibia roete. So 37 kilometer van daar af het ons gewerk in klein dorpies met die name Stofkraal en Mosvlei en Lepelfontein en Rietpoort en sulke plekke. Dis eintlik nie eers op die kaarte nie, maar ja, ons is al 'n jaar en 6 maande. Ja, dit Vredendal en natuurlik in die dorp, ja. Ja, die tyd vlieg, Leni, kan jy glo, al 'n jaar en 'n half wat julle daar is, dit voel soos nou die dag. Ja. Dis reg, in die aftreeoord, ja. En ons geniet dit baie, ja, so Kobus, moet ek maar met die carnivore begin, of eers maar net met so kort opsomming van die afgelope klompie jare. Okay, die sending werk. Ja, jy kan begin, net waar jy begin, waar jy goed dink, is vir my reg. Goed. Ek gaan net gou vir julle, dit gaan sommer so in mekaar weef, soos wat die gedagtes opkom. In
voor 2000, het Okkie al 'n hartaanval gehad en so aan, alhoewel hy jonk en fiks was. En net so na die 2000 is hy gediagnoseer as tipe 2 diabetes. En Okkie was 'n siviele ingenieur en ek was 'n professionele verpleegkundige al ons lewe lank. En ons werke geniet. Okkie se stokperdjie was golf en hy was 'n goeie golfer. Hy het op 3 voorgee gespeel net om julle 'n idee te gee, die manne wat weet van die golf. En my stokperdjie was koffieshops en fliek. Nou ja, en lees, maar goed. So in 2008 gaan nou bietjie meer na wat toe met ons gebeur het. Toe roep die Here ons op 'n wonderbaarlike manier en op maniere wat net hy kan doen, sodat 'n mens weet, dat jy weet, dit is regtig die Here wat sê, ons moet ons lewens oppak, ons moet van alles ontslae raak, en ons moet sendingveld toe gaan. Het was 'n groot geloofstap wat ons moes neem, dit het maar lank gevat, maar die Here het op sy manier al ons vrae en bekommernisse rondom dit geantwoord, en dit is regtig te veel om te noem hoe die Here ons oortuig en geroep het, sodat ons toe nou in 2008 het ons die opleiding gaan doen, saam met Operasie Mobilisasie in Pretoria. Sendingopleiding, ja. En ons is toe na die sendingsskepe toe, want dit is tydens besoek op die Doulos, wat ons jongste dogter was op die Doulos, en sy wou altyd gaan predikant swat, maar toe het hierdie deure vir haar oopgegaan, en daar het die Here met my, ek het eers te gaan kuier, my nesie heeltemal kom uitskop, en toe gaan ek terug na my kuier by haar op die skip, en ek sê vir Okkie net, ek weet ek moet teruggaan, maar hy het glad nie dit verstaan nie. Want ek was nie daar nie, ja. Ja, en 'n jaar later, toe sit sy beurt om te gaan kuier, en daar doen die Here dieselfde werk in Okkie se lewe, en ja, ons was goeie kerkmense, regtig lief vir die kerk, en baie betrokke by die kerk, maar hier het die Here vir ons 'n pad met ons begin loop, oor wat beteken 'n ware verhouding met hom, en nie net kerkmense nie. Ons was regtig goeie kerkmense. Op Sondag, kan ek sê, en ander dae miskien, maar ag, ek dink julle verstaan wat ons bedoel. Goed, so, en toe het ons nou, ons was so 4,5 jaar op die sendingsskepe, die boekskepe, gewerk. Ek was verpleegkundige op die skepe, en Okkie was, wat hulle praat van die boekfair, en dit is waar julle regtig 12 na 14.000 mense op 'n dag in toue staan en deur die boekwinkel beweeg. Dis 'n hele dek van die skip, en dit is die goedkoopste manier per kop om die evangelie uit te dra, want die mense kom na die skip toe. En almal, of hulle nou opvoerings bywoon in die teater, of dramas, of spanne van die skepe af, skole, kerke, huise, hospitale besoek, of selfs op uitreike gaan diep in die lande in. Die groot doel is om die kennis, hulle sê, knowledge, help and hope. Nou, die knowledge is die boekwinkels, en die help is praktiese werk, wateraanlegte, bouprojekte, kos, biblioteekprojekte, en gesondheidsklinieke, en dan die hoop
is die hoop van Jesus Christus. So ons was so bevoorreg om op die Doulos en op die Logos Hope te werk, 4,5 jaar. Daarna het ons by die Tanganyika Meer gewerk vir 2 jaar. Steeds het ons saam met OM gewerk. Ja, en dit is by die Tanganyika Meer en om die meer is net 1% van die mense nog ooit van Jesus gehoor. Hulle is geskei van die vasteland van Zambië, wat wyd geëvangeliseer is. En dit is waar ons met bote die mense in die villages gaan besoek het, die span. En die Here absolute pad met ons almal geloop het en ja, ons regtig die Here kragtig sien werk het. Goed, nou tussen al hierdie deur het Okkie se diabetes maar vererger en ons het dit nie so ernstig opgeneem nie. Veral ek. Hy wou nie 'n label om sy nek hê van diabetes nie en hy voel sterk en gesond. En ek is ook sterk en gesond, maar my hele lewe lank maar beplank gery met die gewig en al wat 'n moontlike program is uitgetoets. Selfs 'n kliniekie gehad waar ek namens iemand mense ingespuit het om gewig te verloor en ag julle alles van Weight Watchers, weigh less, pakkies pap eet vir maande, weke aan mekaar. Noem dit en ons het alles uitprobeer, maar nooit suksesvol nie. En toe kom ons stap nou so aan in die jare na Tanganyika. Zambië het ons vir 4 maande in Jerusalem gewerk in 'n Suid-Afrikaanse sendelinge daar se gastehuis, want hulle doen toere en dan bly die mense by hulle in hulle bedieningshuis. Dit was ook 'n wonderlike ervaring. Harde werk, ons het skoonmaakwerk gedoen. Maar wat 'n belewenis om so proe van Israel en God se mense en Jerusalem te kan ervaar het. En na dit het ons 'n kort breek gehad en toe het ons nou 10 jaar hier op Bisiesfontein in Namakwaland het die Here ons heen gebring. En elke keer kan ek dit sê met so veldverandering. Mense vra altyd, nou hoe weet ons, waar moet ons gaan? Nou weet julle, ons Hemelse Vader weet, hy moet vir ons baie duidelik wys, want anders sal mens nie gaan nie. Net as jy regtig seker is, dit is wat die Here wys, dan het mens die moed om te gaan, en dan kan mens altyd terugkyk, en sien hoe hy ons versorg. En ja, daar kom moeilike tye en skaars tye, maar ons het die belofte nog altyd dat hy gesê, ons moet net gaan. Ek en Okkie se roeping is om die evangelie eintlik te bring na die minst bereikte mense. Met ander woorde, daar waar nie medegelowiges en kerke en goed is wat die werk moet doen nie. Maar so met die jare, veral hier hier by 2018 rond, het Okkie se gesondheid begin verswak. Ons het hom 'n paar keer amper verloor met koronêre hart-bloedvatsiektes wat al hier in die 1995's gediagnoseer is. Sy fisiese pypstelsel, sy bloedvatstelsel lyk nie goed nie. Hy het nie goeie are nie, as ek dit nou sommer so in leuke taal kan sê. En so in 2017 het Okkie siek geword, ons het hom amper verloor, 2018 weer, en toe het die Here deure oopgemaak by Tygerberg Hospitaal, en hulle het 3 vat omleiding gedoen, en Okkie se lewe gered. Daarmee, dis ook net 'n wonderwerke, hoe die Here die pad oopgemaak het, want ons het hom net hier in Vredendal in die bakkie gelaai, en besef, hy gaan dit nie maak, as ons hom nie daar uitkry nie. En mense
oral oor begin saam bid en binne 'n week nadat hy kritiek siek opgeneem is, het hy die hartomleiding gekry en na 'n week is ons terug by Sesfontein toe. Kan julle dit glo? Ja. En goed, so toe gaan ons werk nou maar hier in Namakoland aan, maar 'n jaar en 'n half gelede, soos julle nou kan agterkom, daar's maar ons word ouer en ons is nie op die ideale gewig nie en ook nie het allerhande probleme. Besef ons toe nou, ons kan nie regtig meer volhou met die soos wat ons tempo was nie. En die Here maak toe skielik op 'n baie vinnige manier, die waglys hier by die Afspeeoord is 10 jaar lank. En ons kry net 'n oproep van 'n buurvrou se ma af en sê, hier is plek, ons moet bel. En binne 3 dae toe het ons die woonstel. So weer 'n keer het ons net geweet dat ons weet, dit is nou die Here se tyd, hy ken die toekoms, hy weet, maar ons roeping leef ons nog steeds elke dag uit, so ver ons kan. Al verskil is, ons is nou nie meer in verre lande waar die onbereiktes is nie. Die Here bring nou die onbereiktes op ons voorstoel. Ja. Hier's baie vreemdelinge en Pakistanis en daai. nou na al hierdie dramas, hier op die platteland het dit ons nie so erg betref nie, dat die mense moes weg nie. Ja, so ons loop nog steeds amper elke dag die strate en ons jag nie na mense nie. Die Here bring mense op ons pad wanneer ons met mense net spontaan kontak maak of selfs wanneer ons dan die goeie nuus van Jesus se werk aan die kruis met mense kan deel. En ons weet dat ons sal 10-1 nooit self die vrug sien van baie van hierdie gesprekke nie. Selfs in die begrafplaas waar ons deurloop, maak die Here spesiale afsprake waar ons met mense kan deel. Ag julle, daar's soveel getuienisse. Dit gaan nie met dooie mense deel, maar met die lewendiges wat ween by 'n graf. En optraat en selfs hier in die ouer huis in die Afspeeoord, ons is selfstandig, ons ry en ons loop en ons doen ons eie ding, maak ons eie posies. Maar hier is ook baie bejaardes wat hartseer en eensaam is en wat glad nie seker is van hulle saligheid. Ja. So selfs hier waar ons nou is vir ons baie werk. En ons aanvaar dit so. Ons werkplek het bietjie verander, maar nog steeds is ons roeping om nou buite te leef en mense van Jesus se werk te vertel. En goed, toe nou so in 2023, toe raak ook die sieker, eintlik 2022 al gebeur, en ons moet toe weer by die bloedvatchirurge uitkom. Hy het toe nou al intussen ook 'n omleiding op sy regterbeen gekry, sy een toon verloor, en toe begin die linkerbeen te lol, en ons weet toe, hier, julle weet met die diabetes, 'n wondjie so klein soos 'n vierhoekie koppie, raak binne 'n week 'n wond, wat nie gesond word nie. En goed, en toe kry ons nou ander nuus ook, want toe kom ons agter op die sukkel om te loop, hy vergeet, hy verloor sy woorde, hy kan nie praat nie, hy hakkel, dan sê hy vir my, ek moet maar praat, hy doen dit nou nog, maar hy kan daarom praat, baie beter, jy weet nou iets sê, anders kan nie, mense ons Ja. nie. nee, dit is soos Leni sê. Ek kan nou praat, waar ek 2,5 jaar terug Ja, kon ek nie bo op paard nie,
dan verloor ek. Ek verloor nog so 'n bietjie, maar ja, Goed, en toe op die pad terug van die neuroloog af en die hartchirurg, toe is ook nou gediagnoseer met MSA, wat beteken eintlik maar all systems down. Alles word van die brein af gereguleer. Hy het bietjie vog op die brein, en dan die MSA is 'n mengsel van, daar is Parkinsons simptome, daar is Alzheimer simptome, en dan het hy nou die simptome wat op 'n ander deel van die brein, die vog wat daar druk, en simptome veroorsaak. En die Here het ook net geweet om met die tegnologie en die algoritmes op daai stadium het ook nie nog bestuur. Hy kan nou nie meer bestuur nie. mag nie. Hy mag nie, en sy oë het intussen baie verswak. Ek sal dit nooit vergeet nie, want dit het my aandag getrek. Die opskrif wat op die foon opgekom het, terwyl ek nou kyk en boodskapies en kyk en so is, 'n Dr. Obadia wat sê, don't land on my operating table. En nog ene wat sê, reverse diabetes, reverse Alzheimer, reverse Parkinson's. Nou julle, as dit nou nie divine, goddelik is, want ons het van karnivoor niks geweet nie. En ons het die volgende dag, ons besluit toe so op pad, dis al wat ons kan doen. Ons is, wie sê altyd, ons is met ons rug teen die muur. Ja. Ons kan nie aanhou vra vir die Here en glo, hy gaan ons ook die genees maar ons hou aan hierdie verkeerde leefstyl. Ja, verskriklike klompe roomys en milkshakes. Pizzas en Ja, alles mense op vakansie is, dan haak dit uit, en die vrugte. Julle die vrugte, ons het regtig baie geld aan vrugte en goed spandeer, maar aan alles wat die Hartstigting en die diabetesverenigings gesê het, op die moet eet, voorheen. Maar nog steeds het ook al hoe sieker en sieker geword. En toe begin ons sommer cold turkey, soos die Engelsman sê, en binne 'n week nadat ons begin het met die karnivoor julle, toe kan op die loop, stadig, maar hy kan loop, en hy kan 'n gebedsbyeenkoms afsluit, sonder om te hakel. En die mense het hom gesien die eerste week wat ons daar was, maar hy het hom nogtans gevra om af te sluit, en ek het vir hom gesê, Jene, ek dink het gaan vir Okkie 'n verleentheid wees, en vir die mense, as Okkie nou sy woorde verloor, en daar doen die Here dit net. Dis hoe ons by die karnivoor uitgekom het. Ons was, kan ek sê, vir die eerste seker 8 maande of so, ek is nou nie doodseker nie, Kobus, wat 'n maand ons by die uitgekom het nie, maar het ons maar net al die video's gekyk en geleer en gedoen en genaap, maar wat die almal sê, tot ons by Kobus uitgekom het. Okay, Kobus, ek praat nou so een strook die, wat moet jy nou doen? Ek kan 'n bietjie inkom, Leni, wat 'n kragtige getuienis. Ja, net om jou vraag te beantwoord, julle is van Maart maand af, dit is nou al 2 jaar terug, wat, so dit is, Desember, wat ons begin het, so dis dan net Desember, Januarie, Februarie en Maart by jou begin. Baie gehoor. Ja. Maar net om so 'n bietjie te praat oor die groot getuienis wat jy nou so ver gepraat het, baie dankie. Nee, ek het jou nie onderbreek nie, want jy vertel dit so mooi, en kragtige getuienis. Ons gaan nou nog 'n bietjie verder gaan met dit, en wat ek altyd waardeer van jou en van Okkie is, julle sê soos dit is, jy weet, julle is ook deur baie moeilike tye, ons gaan nou ook bietjie daaroor praat,
En ja, dit is nou maar hoe dit is, jy weet, en ek dink ook wat die platform lekker maak, die coaching platform, ons is 'n lekker klomp coaching vriende wat omgee vir mekaar, en op die einde van die dag, dit is op 'n menslike basis, word ons beter mense, as gevolg van die feit dat daar al hierdie wonderlike mense is met wie ons kan assosieer, en ek dink ook, dit is ook 'n Bybelse beginsel, jy weet, dat jy moet met die regte mense assosieer, en ja, mens moet nie jou neus optrek nie, Jesus het nie sy neus opgetrek vir mense nie, maar nog steeds, dis nie te sê dat jy moet afsak na 'n laer vlak om jouself af te trek nie, inteendeel, jy moet mense oplig na jou vlak toe, en ek dink, dis die hele beginsel van Carnivore ook, ons word mekaar se gemiddelde, en ek dink dis hoekom ook daar 'n geestelike beginsel ook aan dit is, so dat ons maak mekaar beter. Ek dink dis waaroor dit gaan, en ons is ook kwesbaar, ons sê die dinge soos dit is, as dit nie goed gaan nie, gaan dit nie goed nie, soos ek maar altyd sê, ons is nie bulletproof nie, maar ek dink ook, en ons sal nou by daai gedeelte van die gesprek kom, ek dink ook dat daar's ook maar perspektief, nee, baie keer, soos ek ook vir julle in die vorige coaching sessie gesê het, baie keer gaan dit dalk bietjie moeiliker, en daar's 'n paar dinge wat maar bietjie druk veroorsaak, maar dit kon 100 keer erger gewees het, dit kon, soos die Engelse woordjie sê, detrimental, dit kon regtig baie slegte sake gewees het, maar nou is dit nie, alles is dalk nou nie perfek nie, maar die feit van die saak is, julle doen baie goed, jy weet, en ek dink dit is wat belangrik is. Maar ek praat ook nou alweer te veel, maar Leni, gaan gerus aan, jy's regtig welkom, jy praat so mooi, en dankie dat julle tyd maak om met ons te praat. Nee, dit is 'n plesier, Kobus, want dit het ons aangespoor, daai eerste maande, soos ook jy altyd sê, hy het sommer tranerig geraak, as ons luister en kyk na ander mense se getuienisse, omdat mens hoop gekry het, en die verskil so vinnig gevoel het. Nou vir my groot probleem was my jarelange witplankryery, en nou weet ons, ek was maar al die jare metabolies siek, en ek het ook in Zambië, daar in die Boondoes, 'n hartaanval gehad, en maar prys die Here, nog nooit weer probleme gehad nie, net 'n kind gekry, en ek het net ook besef, ek moet dit saam doen, om vir Okkie te ondersteun, en ons wil saam oud word, en ons kleinkinders geniet, en die lewe geniet, en dat ek, as ek nie gesonder begin leef nie, dat ek soveel risiko's in my liggaam dra, vir kankers, vir hartaanvalle, vir beroertes, ag julle weet, wat dit alles veroorsaak, né? Goed, so, ons was, ek kan regtig sê, met 'n skoon gemoed, tot Maart maand hierdie jaar. Regtig waar het ek en Okkie nooit gecheat nie. En ons gee ook net die Here alle eer daarvoor. Ons het regtig nie. Maar Maart maand hierdie jaar met die Paasvakansie, toe ons vriende se plaas oppas, julle, en 'n plaashuis het vrieskaste en yskaste vol goeders, en sjokolades wat oop rond lê, en sakke chips, en bottels met sjokolade, en koekies, tuisgebakte koekies, en beskuit van alle soorte. Toe het ons 2 dae bietjie van die bus afgeval. Dit was vir ons sleg. Was glad nie lekker nie, maar ons moes dit maar gou in die lig bring by Kobus, want
as die lig daarop skyn, dan help dit mense om dit agter te los en nie aan te gaan nie. En ek dink ons het seker maklik 2-3 weke wat ons dit in ons lyfies gevoel het. My hande het gepyn, my gewrigte het gepyn. Ag, ons het net nie lekker gevoel nie. Gewig opgetel en al daai dinge. En toe gaan ons nou weer baie goed aan. En soos ons nou die dag met die coaching sessie vir Kobus gesê het, lyk my nie hierdie house sitting ding moet werk vir ons nie. Toe sit weer met 'n uitnodiging om iemand se katte te gaan oppas. Maar dit was nie by die plekke, by die huis nie. Dit was op pad soontoe, drink ons 'n koffietjie en ons eet nogal 'n omelet, heel pragtig, mooi. Langs die pad, net 'n kaas omelet, en hier staan so'n bakkie saaggepoeding. Ai julle, en daar val ons. Maar ons het daarom 'n bakkie gedeel, ek moet sê, daarom ter versagting. Maar weer 'n keer, ag Ade, mens ookie sê vir my, ons beter vir Kobus sê maandag met ons coaching. Ek sê vir hom, ek kry so bemoedig, dit gebeur, en soos Kobus ons altyd aanmoedig, moet nou net nie laat dit nou 'n volgende ete op word en 'n dag en nog 'n dag nie. Ons moet saggies met onsself werk, maar streng, maar saggies, nie met verwyte rondloop en toelaat dat die vyand ons nou aanval en sê, jy is so sleg en dit en dat nie. En dan gaan ons net weer voort. En so op die oomblik gaan dit goed met ons familie, ons en ons kinders hier in die dorp getref en op hulle getref en natuurlik ons as ouers moet instaan, so maar ook selfs die Here weet dit ook en hy het destyds toe hy ons geroep het, was een van ons vrae, Here, maar wat van ons kinders? Want ons het lekker salarisse verdien en ons het regtig gedink, ja, nee wat, ons doen goed, né? Nou weet ons, dis nie ons nie, maar die Here het nog altyd gesorg. Ons moet die rieme baie styf trek, want ons het 2 huishoudings wat ons moet dra. Dit begin beter gaan, maar dit gaan maar nog, ag nee, ons wil nou nie klaar nie, ons het nog nooit honger gaan slaap nie. Van die Carnivore vriende het ons tegemoet gekom al, en goedjies wat ons wil verkoop het, ons gehelp om aan die gang te kom met dit, maar ongelukkig het dit doodgeloop, want ons kon nie meer voorraad kry nie. En ander Carnivore vriende het ook vir ons al deurgekom onverwags, en ons sê dit nie om te vra nie, ons sê dit net om die Here alle eer te gee, regtig waar julle, want dit help ons om weer aan te gaan en moed te hou, en die Carnivore selfs op 'n baie ekonomiese manier te kan doen, alhoewel dit nou nie die beste manier is nie. Die goedkoper goedjies, partykeer maar soos bologna en worsies en sulke goeders, baie eiers, maar gelukkig kry ons deesdae lekker goedkoop vet, so ons kan lekker opmaak met die vet, en ons het ook vriende wat almal sien dat dit goed gaan met ons, fisies, maar wat nog steeds hulle vetjies afsny, van hulle choppies af, so ons is baie dankbaar, ons word bederf met. Ja, dan kry ons dit. Ja, so Kobus, ons het met baie mense al gepraat, 'n paar vriende wat Carnivore begin het, wat gesond geword het,
maar baie wat wil, maar wat net waarsku, almal weet dit, maar ek kry maar amper elke dag iemand wat sê ek moet daarom nou ophou. Maar as ek vir hulle nie, ek moet, dis vir my gesondheid. Maar wanneer mense wil weet, kom mens gou agter en dan kan mens mense lyn gee en na Kobus verwys. Ja, Kobus, baie dankie. dis nou Baie dankie, Leni. Ja, as daar iets is. Ja, sekerlik. Ja, Leni, nee, verseker, maar net om terug te kom tot die punt van jy weet die hulp wat die coaching vriende al gegee het en so, en dit is omdat hulle omgee. En ja, as enigiemand dalk na hierdie boodskap luister en julle wil graag vir Leni en vir Okkie help finansieel, dan kan julle my net kontak en dan sal ek dit so vir hulle kommunikeer en deurgee. En dit is hoe ons dit maar altyd hanteer op daai basis. En ons is baie dankbaar, Okkie en Leni is coaching vriende van ons en ons is regtig trots op hulle track record. Leni, ek het ook al goed geëet wat mense nie moet eet nie. En elke keer het ek die prys betaal daarvoor. So niemand van ons is perfek nie. Maar ek dink wat baie belangrik is die feit dat jy dadelik terugkom tot jou karnivoor. En ek dink dit is waar die geheim in kom. En ook, ek dink omdat julle op die coaching platform is, Okkie en Leni het nog nie een coaching sessie gemis nie. En hulle ag dit hoog genoeg om dit by te bring. En dit is vir hulle belangrik, en ek bedoel, hulle is sendelinge, hulle het dit nie breed nie, hulle het baie swaar al gehad, en dit is vir hulle belangrik genoeg. Hoekom? Want Okkie het sy diabetes omgekeer, en sy MSA, ja, alles is nie perfek nie, hulle sal nog hoor, maar dit gaan eintlik onder omstandighede baie goed, en Leni, jy het ons 38 kg gewig verloor. Dis reg, ja. Ja, en so, Leni, ja, jy kan gerus, as jy nog bietjie wil vertel, of so, en as jy nie verder wil praat nie, is ook reg, dit maak nie saak nie, ons hoef nie alles te deel altyd nie, maar die realiteit is dat dit gaan eintlik goed met julle, ek kan hoor dit gaan goed met julle, soos jy gesê het, Okkie kon nie eers praat nie, en die feit is, Okkie is af in samewerking met die dokter van al sy neurologiese medikasie en sy diabetiese medikasie, en ek dink dit is 'n baie sterk getuienis. Is die siekte toestand totaal in die kiem gesmoor? Nee, heel waarskynlik nie, jy weet, maar gaan dit 95% beter as wat dit gegaan het, of 90% beter as wat dit gegaan het, of even 80% beter as wat dit gegaan het. Ek dink so, as ek my opinie mag gee. Ja. Jy weet, dit kon... Ja, Jy's Okkie, jy kan maar praat. ja, en dit maak dit alles die moeite werd, hoor. Ja. Ja, nee, absoluut. Ek sê nou vir 'n ander coaching... Dis Ekskuus, Leni, praat maar. Nee, gaan jy Kobus? Okay. Ja, ek sê nou vir 'n ander coaching vriendin, weet, ons wil alles gister hê. Dit is nou maar net menslik. Ons wil alles gister hê, en ons wil alles 110% gister gehad het. Dit is nou maar net menslik so, en as dit nie 110% is nie, dan is dit ook nou nie goed nie. En ek dink dis wat die coaching lekker maak, en dankie dat julle so mooi reageer, en dankie vir julle bordfoto's en julle deelname op die bootcamps waar julle kan. Ek dink dis wat die coaching lekker maak, is om daai perspektief net te behou en te sê, okay, alles is nie perfek nie, en ons deel dit ook so met die coaching vriende, jy weet, alles is nie 100% perfek nie, maar dis ten minste 80% beter, of 90% beter, of wat ook al die persentasie is. Maar die realiteit is, karnivoor werk, dit is 'n feit. En as dit nie vir karnivoor was nie, dan sou niks van hierdie goed gebeur het wat jy nou getuig het nie. Dis reg. Ja, so... Ja, julle, dis wat Kobus sê, daar is jare se onverskillig leef, wat nou ongelukkig al sekere skades veroorsaak het. Maar as dit nie vir karnivoor was nie, kan ek
eintlik sê, dokter het die neuroloog en die hartchirurg het my eintlik, my en my dogter begin voorberei om te sê, dat, wel hy het inteendeel vir Okkie gesê, hy kan nou maar besluit of hy wil pille drink of nie, dit gaan nie help nie. Dis hoe erg die diagnose was. En ons was nou seker 18 maande terug, ja, ons gaan nie eers meer terug nie. Eintlik omdat ons nie kan Kaap toe gaan, dis studeer nie, met die diesel en alles en verblyf, maar ons sal eintlik graag wil hê die neuroloog moet hom sien, want die nuus wat hulle vir my en my dogter gegee het was glad nie goed nie. En ek het juist toe al vir die dokter gevra wat sy dieet stel hy voor. Toe sê hy die mediterrane dieet, maar nou weet ons ook nou al, dit is nou nie die beste nie, want daar is soveel verskillende lande se dieete, en dit is baie meeste ver van karnivoor af. En ja, nog 'n wonderlike ding wat vir ek en Okkie gebeur het, is, ons moes leer dat ons suiker en stysel verslaafdes is. Ook deur dokters en goed waar daar navorsing op gedoen het, wat gesien het dat die effek op 'n mens se brein op 'n flikkergram van iemand wat alkohol ingekry het of drugs ingekry het of suiker, die prentjie lyk presies dieselfde op 'n flikkergram. So dit was ook 'n ding vir ons om te erken, maar ons is eintlik verslaafdes. Jy weet, kosverslawing gaan maklik deur. Niemand sê vir mens, niemand het ooit vir ons gesê, hoor julle leef ongesond, julle moet dan nou nie nog 'n snykoek eet en nog 'n melktert of wat ook al. Ja. Dis meer sosiaal aanvaarbaar as alkoholisme of ander verslawings. Ja. Maar dit werk op presies dieselfde beginsel. En vandat ons dit erken het en verstaan hoe ons breine werk, is ons verslawing skakelaartjie afgeskakel. En dit is regtig die hoë vetgehalte en die proteïene wat maak dat daai skakelaar afgeskakel bly. En soos nou die hamburbakkie saaghoek. Dit was 'n besluit, 'n doelbewuste besluit. Dit was nie 'n drang nie. As julle nou verstaan, 'n verslawingsdrang nie. Dit was net 'n besluit, maar dit lyk lekker. Kom ons vat 'n proetjie. Maar ons moes net onmiddellik ook weer besef, ons kan nie net 'n proetjie vat nie, want daai halwe bakkie pudding is nie wat die skade gaan doen nie, maar ons tong en ons brein onthou die soep en dan soep ons nog. So ons moes dit leer en dit toepas. En ek dink nie met die Here se genade gaan ons weer so kans vat nie. Dit was eintlik meer sommer net simpelheid, man, stoutigheid. Maar in elk geval, dis miskien goed geweest dat ons net weer besef, ons kan net weer op die slegte afdraande pad so vinnig beland. Ja. As ons dit weer sou doen. Ek hoor jou. Nee, ek hoor jou, Leni. Nee, man, Leni, ek is baie trots op julle al twee en ek wil regtig vir julle dankie sê dat ons weer met julle kon praat en ek wil weer 'n gesprek die toekomstige gesprek met julle voer. Laat mense die bewustheid van die mense daar hou en vir mense wat nou laat ingeskakel het, Okkie het sy MSA omgekeer met die karnivoor dieet. Dit is multisysteem atrofie, dit is iets tussen Parkinsons en Alzheimer's. Hy het sy tipe 2 diabetes omgekeer, hy is van alle neurologiese medikasie af. Leni het 38 kg gewig verloor, sy het 'n klomp wenne in haar liggaam, en ja, hulle is mense wat jy op die Mindset Bootcamps kan ontmoet. Ons het nou juist Sondag aand 7 uur 'n Mindset Bootcamp, 'n Mindset Recap. Die woensdagse gedeelte is 'n multiple sklerose bootcamp
En Leni, Saterdagoggend 4:30, Leni, gaan ons 'n Engelse mindset aanbied. So vir die wat dapper genoeg is om dit by te woon. Ja, ons bied nou maar die Engelse bootcamps aan. Ons maak reg vir die World Nutritional Summit en ons begin 'n platform skep vir ons internasionale coaching vriende wat net Engels sprekend is. En ja, so maar Leni, ookie, is daar nog ietsie wat julle wil sê voor ons afsluit? Man, ek wil net sê op my rustelose bene is baie beter as gevolg van die carnivore en op wat ons geleer het by van die bootcamps. Geen dokter kon dit nog ooit vir my reg kry nie en ek gebruik nou in die aand magnesium poeier, die glycinate en 'n bietjie magnesium citrate op by. Yes. So my slaap het die laaste paar maande baie verbeter. En met dit byslaap ook verbeter. Ja, want ek skop hom, ek roei in die nag Ja. met die bene wat nie te lê nie. En dan 'n ander ding wat ek net gevind het, ek het sterk geword. Ek word nie moeg nie. Ons het 'n 2-jarige klein seentjie wat ons moet oppas in die dag. En ja, ek word moeg, maar ek bedoel, ek kan agter hom aangaan en ek kan hom optel en hom dra en dis vir my net amazing dat ek sterk geword het, ja. En dit is regtig net carnivore, ja. Yes, absolutely. Ja, dit is so, Leni, nee, julle twee het kragtige getuienisse en ons is baie trots op julle en ja, baie dankie vir al julle inspraak ook in my lewe en in die coaching vriende se lewe. Daar's baie mense wat julle al by die naam genoem het. Julle is regtig rolmodelle, julle is sendelinge, jy weet, Leni is 'n mediese suster, Okkie is 'n siviele ingenieur wat sendingwerk doen, 50 jaar getroud en hulle is carnivore. Ek kan vir jou nou sê, nee, ek ken nie nog sulke mense nie. So. Regtig, Here, al en eer en dankie Kobus vir jou ondersteuning vir ons en verstaan van ons omstandighede. As ons nie elke keer daar kan wees nie en baie dankie vir jou ondersteuning. Nee, baie dankie Leni. Nee, dankie Leni, dankie dat julle deel is van die coaching platform en van die coaching vriende en ja, weer eens as daar mense is wat voel hulle wil julle finansiëel help, kan hulle my kontak en ek sal dit net so deurgee vir Leni hulle. Ons het dit al in die verlede so hanteer en dit werk baie goed so. So nee, baie dankie en julle moet baie dankie Leni, baie dankie Okkie en dankie dat julle die tyd geneem het om met ons te praat en ons waardeer julle en julle moet 'n mooi dag hê daarso. Dankie, totsiens almal. Dankie julle, tata julle, bye. Ja, dit was nou 'n baie lekker gesprek met Okkie en Leni. Wat 'n aangename gesprek was dit net nie, né? Ja, baie dankie vir almal wat hierso was by die bootcamp en Darian, baie dankie dat jy altyd die video's kyk, groot waardering. Ja, Gert, kontak my asseblief. Dankie man, Gert het hierso gevra, kan jy ook gewig optel met die carnivore dieet of is dit net vir gewigverlies? Ja, jy kan, as jy dit reg doen, so kontak my. Carlo, hallo, dankie hierso. Dankie dat jy hier is, groot waardering. Nou ja, en ek sien hier's nog iemand wat my gevolg het en ja, so baie dankie vir die volg. Ek volg terug. Dankbaar. Nou ja, julle, ek gaan groet. Ek het vanaand coaching sessies tot baie laat. Ek coach vanaand 9uur, coach ek vir coaching vriende van ons in Suid Nieu-Seeland. Dan is dit 7uur Saterdagoggend by hulle. En dit is net soos baie snaaks vir my. Anyway, nou goed, ek groet julle, WhatsApp my en dan doen ons 'n coaching sessie. Mooi bly. Dankie Frikkie dat jy hier was, hoor. Dankie vir die volg. Groot waardering. Mooi bly.